Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag die 7de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Bloemfonteinse egpaar aangerand, ontvoer en daar lank aangehou. Nog berigte, grootvleitronk, poste, voedsel en gesondheid wek kommer. Staat gaan die oud-president Jacob Zuma se beeskrale en swembad in stand hou nie. Zverev word uitgeskakel in 'n tennistoernooi. Skole rugby, Boland landbou, pak Oakdale in die Parel. Ulrich Louw wil 'n punt maak in môre se rugbytoets teen Argentinië. 'n Bejaarde egpaar van Bloemfontein, onderskeidelik 73 en 67 jaar oud, is na bewering deur gewapende verdagtes in hulle woning oorval in Bloemfontein nadat toegang deur 'n skuifdeur verkry is. Die verdagtes het die egpaar na bewering aangerand, ontvoer en hulle vir etlike dae teen hulle wil aangehou. Die slagoffers is later bevry, waaraan die voorval by die polisie aangemeld is. Die polisie ondersoek sake van onder meer ontvoering, aanranding en huisroof, terwyl die soektog na die verdagtes voortduur. Die motief vir die misdaad word tans ondersoek. Die voorval dien as 'n ernstige herinnering aan die belangrikheid van huisveiligheid en die behoefte aan waaksaamheid, veral waar bejaardes alleen woon. Indien enige iemand inligting het wat die ondersoek kan help, word hulle versoek om die polisie te kontak. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill de Vos, meen die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, die SAKP, se besluit om sy politieke bande met die ANC te verbreek en onafhanklik aan verkiesing deel te neem, kan uiteindelik die Demokratiese Alliansie bevoordeel. Volgens Hill de Vos kan die verdeling van stemme aan die linkerflank van die politiek, die ANC, se steun verder verswak. Hy voer aan dat die DA daarby baat kan vind, veral in die munisipaliteite en provinsies waar die ANC reeds onder druk verkeer. Die SAKP het onlangs aangekondig dat hy van voorneme is om in toekomstige verkiesings sy eie kandidaate te stel, eerder as om die ANC binne die 3-party-alliansie te ondersteun. Politieke ontleeders meen die stap gaan die politieke landskap verander en koalisiepolitiek na die volgende verkiesings verder kompliseer. Hierloos sê kiesers wat verandering soek, kan toenemend na die DA wend, terwyl die verdeling binne die ANC-alliansie die regerende party se steunbasis verder kan verswak. Die ANC en die SAKP het intussen aangedui dat gesprekke oor hulle toekomstige verhouding steeds moontlik is. Kommer neem toe oor toestande by Grootvlei Korrektiewe Dienste Sentrum naby Bloemfontein, waarby kwessies oor voedselgehalte, gesondheidsorg en 'n groot aantal vakante poste onder die vergrootglas is. Tydens 'n onlangse oorsig is daar kommer uitgespreek oor die gehalte en voorsiening van voedsel aan gevangenes, asook die beskikbaarheid van voldoende mediese sorg. Daar is ook gewys op personeeltekorte wat die daaglikse funksionering van die korrektiewe dienste sentrum ook bemoeilik. Die groot aantal ongevulde poste plaas volgens betrokkenes verdere druk op bestaande personeel en kan die veiligheid en rehabilitasieprogramme en dienslewerings binne die fasiliteit ook beïnvloed. Die departement van korrektiewe dienste het aangedui dat die aangeleentheid aandag geniet en dat er gewerk word aan planne om vakante poste te vul en dienslewering te verbeter. Intussen word daar verwag dat die situasie noukeurig gemonitor sal word om te verseker dat die regte en welstand van beide gevangenes en personeel ook beskerm word. 'n Man van Bloemfontein is tot lewenslange tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die herhaaldelike verkrachting van 'n vrou. Die hof het bevind dat die beskuldigde die slagoffer oor 'n tydperk herhaaldelik seksueel aangerand het wat ernstige fisieke en emosionele trauma veroorsaak het. Die staat het sterk getuienis voorgelê wat tot die skuldigbevinding en uiteindelike vonnis gelei het. Met hierdie oplegging van lewenslange tronkstraf het die hof beklemtoon dat seksuele geweld 'n uiters ernstige misdaad is en dat sulke oortredings swaar gestraf sal word. Die uitspraak dien ook as 'n duidelike boodskap dat die regstelsel die beskerming van slagoffers en die aanspreeklikheid van oortreders ernstig gaan opneem. Die nasionale vervolgingsgesag, die NVG, het hierdie uitspraak verwelkom en gesê dit bring geregtigheid vir die slagoffer, terwyl dit ook ander slagoffers van geslagsgebaseerde geweld aanmoedig om soortgelyke misdade aan te meld, sodat oortreders voor die hof gebring kan word. Volgens 'n onlangse parlementêre antwoord het die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, gesê dat Jacob Zuma self verantwoordelik is vir die normale instandhouding van sy private woning by Nkandla. Die staat se verantwoordelikheid strek volgens hom slegs tot sekuriteitsverwante infrastrukture en fasiliteite wat nodig is vir die beskerming van 'n voormalige president. McPherson het verder gesê dat die departement van Openbare Werke nie verantwoordelik is vir die instandhouding van nie sekuriteitsverbeterings soos hoenderhokke, beeskrale, die amfitheater, die swembad oftewel firepool, besoekersentrums en ander private geriewe op die Nkandla eiendom nie.
Hy het aangevoer dat hierdie standpunt in ooreenstemming is met die bevindings van die openbare beskerming se 2014 verslag, wat bevind het dat openbare fondse onregmatig aan verskeie nie-sekuriteitsopgraderings beseef was. Volgens McPherson is die basiese onderhoud van die privaat woning die voormalige president se eie verantwoordelikheid. 'n Man wat na bewering sy eie ontvoering vervals het, is in Dobsonville, Soweto in hegtenis geneem, nadat hy glo saam met medepligtiges 'n losprys van R100,000 van sy familie geëis het. Volgens die polisie het die familie 'n oproep ontvang waarin beweer is dat die man ontvoer is en dat R100,000 betaal moes word vir sy veilige vrylating. 'n Polisie soektog en ondersoek het egter aan die lig gebring self by hierdie plan betrokke was. Die man is saam met ander verdagtes in hegtenis geneem en sal na verwagting op aanklagte van afpersing, bedrog en samenswering in die plaaslike landdroshof moet verskyn. Die polisie het die publiek gewaarsku dat die vervalsing van 'n ontvoering 'n ernstige misdaad is, wat waardevolle polisiereserwes vermors en onnodige trauma vir families veroorsaak. Pick n Pay toon tekens van herstel nadat die groep se omset gegroei het en verskeie bedryfsaanwysers verbeter het. Die maatskappy sê sy omkeerstrategie lewer geleidelike resultate op met beter verkope, 'n sterker bruto winsmarge en aanhoudende groei in aanlyn en bokserondernemings. Die grootste uitdaging bly egter die herstrukturering van die kern Pick n Pay supermarkbesigheid. Die maatskappy is steeds besig met 'n artikel 189A konsultasieproses om sy arbeidskostes en bedryfsmodel te hersien. Volgens die bestuur is hierdie stap noodsaaklik om die onderneming weer volhoubaar winsgewend te maak, maar dit skep onsekerheid vir werknemers en bly 'n donker wolk oor die groep se herstelplan. Hoewel Pick n Pay volhou dat sy langtermynstrategie op koers is, erken die bestuur dat die omkeerproses nog tyd sal neem voordat die besigheid weer volhoubare winste kan lewer. Die Toyota Cheetahs reis Sondag na Kaapstad, waar hulle die Stormers se 15-tal in 'n belangrike Curriebeeker-wedstryd op die Athlone Stadion gaan aanpak. Afrigter Frans Steyn sê sy span is deeglik voorberei en verwag 'n fisieke en uitdagende stryd teen 'n Stormerspan wat reeds goeie vorm getoon het. Steyn glo die Cheetahs het baie uit hulle nalskraapse nederlaag teen die Griekwas geleer en dat die span op 'n positiewe aspekte van daardie vertonings ook sal verder voortbou. Hy sê dissipline en die vaste fasette van die spel sal deurslaggewend wees as die Vrystaters met 'n oorwinning wil terugkeer huis toe. Die wedstryd skop Sondag om 1500 uur op die Athlone Stadion af met albei spanne wat waardevolle ligapunte in die Curriebeeker wil insamel. Een van môre se groot skole rugbywedstryde vind in die Boland plaas wanneer Boland Landbou vir Hoërskool Landbou Oudtshoorn op hulle tuisveld aan die Parel gaan ontvang. Die twee landbouskole het 'n trotse rugby-tradisie en hulle jaarlikse kragmetings lewer groot fisieke, vinnige en opwindende rugby op. Boland Landbou sal probeer om die tuisveldvoordeel ten beste te benut, terwyl Oudtshoorn met hulle kenmerkende harde voorspelerspel en aanvallende spel na die Parel reis om 'n belangrike oorwinning weg van die huis af te behaal. Albei spanne is bekend daarvoor dat hulle gereeld spelers oplewer wat later provinsiale en nasionale klere verwerf. Rugbyliefhebbers kan 'n wedstryd van hoë gehalte verwag met albei skole wat daarop uit is om hulle indrukwekkende rugby-tradisie verder te kan uitbou. Die Australiese Wallabies pak môre van Japan in 'n internasionale rugbytoets in Osaka, Japan, met die nuwe hoofafrigter Les Kies, wat vol vertroue is dat sy span die seisoen op 'n wennoot kan afskop. Kies sê die Wallabies het goed voorberei en sien die wedstryd as 'n belangrike geleentheid om nuwe kombinasies te vestig en momentum vir die res van die internasionale seisoen op te bou. Hy verwag 'n energieke en gedissiplineerde vertoning van sy spelers. Japan, bekend vir hulle vinnige balhantering en hoë werkstempo, sal egter nie 'n maklike teestander vir die Aussies wees nie. Die Brave Blossoms speel voor hulle tuiskare en sal alles in die stryd werk om een van die wêreld se tradisionele rugbyreuse uit te daag. Rugbyliefhebbers kan 'n vinnige en opwindende wedstryd verwag met Australië wat daarop ingestel is om onder Les Kies se leiding 'n sterk grondslag vir die nuwe seisoen vir die Aussies te lê. Alexander Zverev is in die tweede ronde van die Montreal Masters uitgeskakel nadat die Nederlander Talon Griekspoor die toernooi se topgekeerde speler met 6-7, 6-2 en 6-0 verslaan het. Dit was 'n groot verrassing, veral omdat Zverev as die wêreldnommer 3 en die nommer 1 gekeerde speler in hierdie toernooi aangekom het. Griekspoor het na verloor van die eerste stel sterk teruggeveg en die wedstryd oor 2 ure en 31 minute in sy guns beklink. Die nederlaag kom ook in Zverev sy eerste wedstryd sedert sy Wimbledon eindstryd en beteken dat een van die grootste name reeds vroeg in die Masters 1000 toernooi gehaal is. Die Springbok flank Ellery Gou sê hy wil môre op sy beste wees wanneer die Springbokke Argentinië in Buenos Aires in 'n belangrike toets gaan pak. Lou is deel van Rassie Erasmus se sterk groep vir die wedstryd wat Saterdag 8 Augustus gespeel gaan word. Die 26-jarige Lou weet dat Argentinië 'n fisieke
en gevaarlike span is en dat die Springbokke van die eerste minuut af gereed sal moet wees. Hy sê die spelers is goed voorbereid en wil die geleentheid gebruik om hulle self teen 'n topklas internasionale teenstander te toets. Die wedstryd is ook belangrik vir die Springbokke se voorbereiding voor die groot reeks teen Nieu-Seeland. Verskeie ervare spelers, waaronder Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Lode Jager keer terug nadat hulle van beserings herstel het. Vir Lou is dit dus uitstekende geleentheid om sy waarde in die Springbokspan te vestig. En hy sal weet dat elke duikslag, dra en skoonmaak aksie môre onder die vergrootglas gaan wees. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasies namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1427, Polokwane 923, Lephalale 1128, Mbombela 1025, Mahikeng 1126, Pretoria 1224, Johannesburg 1222, Ermelo 621, Kalahari 1128, Gaborone 1226, Richards Bay 1524, Pietermaritzburg 1120, Durban 1624, Port St Johns 1419, Pongola 1327, Maputo 1727, Bethlehem 520, Bloemfontein 923, Alawal Noord 723, Welkom 924, Vryburg 726, Kimberley 927, Appington 926, Prieska 825, Springbok 724, Karasburg 926, Keetmanshoop 1128, Mariental 1129, Alexanderbaai 1024, Brandvlei 723, Loederitsbaai 1428, Vredendal 826, Kaapstad 918, Sutherland 216, George 1021, Jeffreys Bay 1219, Kaberra 1119, Grafreinet 817, Kapogalas 818, De Aar 722, Molteno 318, Beaufort Wes 919, Oos-London 13 en 18, Mabalane 15 en 29 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig per provinsie lyk so vir vandag. Limpopo provinsie warm tot baie warm met sonnige toestande. Mpumalanga koel in die oggend, daarna sonnig en aangenaam. Gauteng provinsie koue begin, gevolg deur sonnige en sagte middagtoestande. Noordwes provinsie sonnig en droog met matige winde. Vrystaat koud in die oggend met ryk op sekere plekke, sonnig en koel tot aangenaam later. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk aan die kus met 'n kans op ligte kusbuie. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met koel toestande, ligte buie is moontlik langs die suidkus. Die Wes-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, reën is moontlik oor die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap provinsie sonnig en droog en warm, matige noordweste winde in sommige gebiede. Ons markaanwyser van die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar. Die pond kos R22.01. Die euro verhandel teen R18.86. Australiese dollar kos R11.51. Die yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,735. Palladium se prys is $1,375. Die prys van goud per fyn ons is $4,241. Silwer se prys is $61.54. Brent olie per vat is $79.45. Ons gedagte vir die dag. Vrydag herinner ons daaraan dat elke week sy uitdagings en sy oorwinnings het. Moenie net fokus op wat verkeerd geloop het nie, maar wees dankbaar vir elke les wat jy geleer het en elke tree vorentoe wat jy gegee het. Soms kom die grootste deurbrake juis na die moeilikste dae. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal en baie sterkte vir die Springbok se wedstryd môre aand.